Goeiemôre. Jy luister na die 64ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is Kairos en Kronos. Ek verwys op die oomblik na 'n boek deur Chip en Dan Heath, The Power of Moments, waarin die skrywer sê dat ons veral spits oomblikke of hoogtepunte onthou. Oomblikke wat uitstaan bo die gewone. Ja, ook oomblikke van insig, oomblikke van trots en van koneksie. Hierdie oomblikke staan bekend as definierende oomblikke, wat kan wissel vanaf 'n kosbare herinnering tot inderdaad 'n lewensingrypende wending, wat elke volgende reis om die son anders maak as alle ander voor dit. Dit is definierende oomblikke. En of dit klein en feitelik onsigbaar is, maar vir jou diep betekenisvol. En aan die ander kant lewensveranderend, dit maak nie saak nie. Dit gee smaak aan tyd wat andersins net grys en onbewustelik verbytik. Die rede waarom die Heath broers hierdie boek geskryf het, is om elke mens wat dit lees te laat herbesin oor ons lewens. Want dit waarvoor ek eindeloos bly wag, is dalk hier en nou besig om te gebeur, maar ek mis dit. Dalk is ek soos iemand wat aan die slaap raak voor 'n wonderlike vertoning, en teen die tyd as die einde aanbreek, maak die applous my wakker en ek vra verward, wat het gebeur? En die mense om my kyk my verbaas aan en sê, jy het alles gemis. Nie alleen kan ons begin om definierende oomblikke raak te sien nie, of op die uitkyk daarvoor te wees nie. Ons kan ook begin om sulke oomblikke te skep. Ek dink nou sommer aan ons 3 kinders. Hulle eerste intuïsie as hulle by die huis kom van die skool af, of selfs op 'n naweekoggend, is om die TV aan te sit en iets te kyk. Sit jy die TV af, weet hulle nie wat om te doen nie. Hulle neel en kla dat hulle verveeld is. Daar is niks om te doen nie. Die speelgoed wat hulle net nou die dag voor onderhandel het, in die absolute wete dat dit hulle lewe so vol sou maak, lê nou in die kas of krat of onder die bed ingeskop. Maar los hulle net so 'n rukkie en kyk. Kort voor lank begin hulle kreatief raak. En hulle dink speletjies uit wat 'n gewone trampolien in 'n spaceship laat verander. En hulle gee skool en bou skuilings. En die hondjies het kort voor lank rokkies aan. En teen die tyd dat die son al gesak het, wil hulle nog steeds nie in die huis inkom om te kom bad nie. Tyd het 'n nuwe betekenis gevind. Dis asof dit gaan stil staan het en nie net verbytik nie. In die Griekse mitologie vind ons interessante voorstellings, soos tyd byvoorbeeld, wat op 2 maniere voorgestel word, as Kronos en Kairos. Ons ken Kronos, kronologiese tyd, meetbare tyd, horlosietyd, kalendertyd. Dit is die ritmiese opeenvolging van sekondes, minute, ure, dae, maande en jare van ons lewens. Daar is niks unieks aan enige van hierdie sekondes nie. Dis net tik, tik, tik. Gemeet aan Kronos kan ons uiteindelik sê, hy of sy het 80 jaar oud geword. Maar op sigself beteken dit niks. Ons het geen inhoud van so 'n persoon se lewe nie. Ons dra nie kennis daarvan nie. Ja, jou lewe is soos 'n hand wat vir 'n oomblik in 'n emmer water gedruk word en weer uitgetrek word. Jy was hier en nou is jy nie meer nie. Kairos is voorgestel in die Griekse mitologie as 'n jong man met vlerke aan sy voete, met lang hare op sy voorkop, maar agter is sy kop kaal geskeer. Die simboliek daarvan is duidelik. As jy Kairos wil vang, moet jy hom van voor af vang, want hy kom vinnig verby, en as hy eers verby is, kan jy hom nie meer van agter af vang nie. Kairos oomblikke kom vinnig verby, en wie dit raak sien, gryp dit aan. Kronos verwys na die verloop van tyd. En as ons dit reg gebruik, word ons ouer met grasie en wysheid.
Dis nie asof dit geen betekenis het nie. Maar Kairos verwys na daardie definierende oomblikke, wat kronologiese tyd nie maar as grys en vaal en betekenisloos sien nie smaakloos sien nie, maar gevul met potensiaal, met inhoud en oomblikke wat saak maak. Om te sê dat iemand 80 jaar oud geword het maar 'n tydswaarde daarin gekoppel, geen inhoud nie. 'n Mens kan 80 jaar van jou lewe op aarde verkwis. Dit is eers wanneer ons die verhale vertel van daardie persoon, waar hulle vandaan kom, die keuses wat hulle gemaak het, die ontberinge waardeur hulle is, hoe hulle dit oorleef het, planne gemaak het, oomblikke in die lewe aangegryp het. Dis eers daarin wat hulle storie lewend en kragtig word. Dit is hulle nalatenskap. 'n Hand wat in die water van tyd gedruk is, maar vir altyd 'n merk daarop laat. Wie sal vandag 'n oog oop hou vir Kairos oomblikke? Moenie dat die horlosie in jou dagboek jou flous nie. Môreoggend praat ons oor Jesus en Paulus se verwysing na Kairos, wat 'n baie insiggewende wêreld oopsluit. Kairos oomblikke vir die wat bereid is om op te let. Kom ons bid saam. Hemelvader, wil U ons help om vandag, te midde van die horlosietyd en kalendertyd en dagboektyd, tyd wat net verbytik, tog bewus te wees van die Kairos oomblikke daarin. In Jesus naam vra ons dit. Amen. C.H. Langenhoven het gesê, ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.